ons Here Jesus. Baie dankie dat ons U as ons God het, selfs in ons grootste seer. Dankie dat U die een is wat ons kosbaar liefhet. En Here Jesus, ons wil vra dat U nou in U groot genade elke kosbare hart sal kom aanraak op 'n nuwe wyse. Dat U sal God en koning wees in ons lewens soos nog nooit voorheen nie. Dat U bloed ons sal was en dat ons in U volmaaktheid, U geregtigheid kan staan, omdat U Uself vir ons gegee het. Lei ons, vra ons in Jesus se wonderlike naam. Amen. Goeiemôre aan elkeen. Dit is ons voorreg om hier te kan wees en mag die Here ons op 'n baie besonderse wyse vandag vashou. Vir ons skriflesing, blaai saam met my na die boek van 1 Petrus hoofstuk 4. En ons lees daar vers 12 en vers 13. 1 Petrus hoofstuk 4, vers 12 en vers 13. Ek lees vir u uit die ou vertaling, die 53 vertaling, en dit lees soos volg: Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Mag die Here dit in ons harte vandag op 'n persoonlike wyse seën. Nou, ons boodskap vanoggend is getiteld: Sal jy staan? Sal jy staan? Daar word 'n baie interessante storie vertel van 'n sekere kerk in Amerika, wat nou nie juis in 'n baie goeie gebied gestaan het nie, maar tog het die kerk baie mense van die omgewing getrek. Die predikant was 'n baie nederige man gewees, met die gevolg dat mense baie lief was vir hom, soos wat hy sy lewe gegee het in bediening en teenoor die gemeenskap. En die betrokke Sondag, net voor die predikant sou begin preek, net toe hy het al opgestaan om te preek, die offergawe was natuurlik klaar opgeneem en voor, toe daar skielik 'n bende, swaar gewapende mense met hoedens op en alles, die kerk ingestorm kom. Skielik het die gemeente gevries, in afwagting van wat nou hier gaan en kan gebeur. Nou, hierdie bende was baie swaar gewapen, met sommige semi-outomatiese masjiengewere. Sommige mense het hulle dadelik herken as 'n baie gevaarlike bende in die omgewing. En natuurlik die bende het tot voorgeloop, waar die predikant en natuurlik die offergawe ook gestaan het. En die bendeleier het voor gaan staan en het sy semi-outomatiese geweer so na die gemeente toe uitgehou. En met die ander hand het hy die mikrofoon gevat en hy het gesê: All prepared to take a bullet for Jesus, you may stay. En op daai moment het die koor opgespring en uitgehardloop. Die ouderling wat voorgesit het opgespring en laat spaner. En binne 'n paar sekondes het almal opgespring en die hele kerk weggehardloop in totale chaos. En binne 'n minuut was dit net die predikant en 'n paar gemeentelede, meestal ou mense, wat bly sit het. En skielik het die bende van die leier sy balaklava klips afgetrek en met 'n glimlag op sy gesig vir die predikant gesê: Dominee, jy kan nou maar voortgaan om vir al die opregte mense in jou gemeente te preek. Ons het dit goed gedink om vir jou van al die skynheiliges ontslae te raak. En baie beïndruk met homself het hierdie bende weer so heel rustig smilend by die kerk uitgestap. Nou, ek moes bieg. Toe ek dit lees, toe kom ek ook onder die versoeking
om dalk met so 'n paar mense te reël, jy weet, om ook bietjie met balaklava klips en dalk 'n geweer of twee, dalk 'n speelgeweer, ook bietjie hier in die kerk in te storm, en ook hier voor te staan, te sê, all prepared to take a bullet for Jesus, you may stay. Net om te kyk, weet, wie sou gebly het in ons ou kerkie hier by Magaliesig? Maar skielik besef ek, dit sou seker my heel laaste preek in my hele lewe gewees het. Want hierdie kerkraad sou my nou verseker gestenig het. Sjoe, nee. Maar, dit het my ook die vraag laat vra. As so iets met my in die kerk, of selfs daar buite iewers moet gebeur, sal ek werklik staan? Is ek bereid om werklik my lewe te gee vir Jesus? Dink 'n bietjie daaraan. Sal jy werklik staan vir dit wat jy glo, as iemand 'n loop teen jou kop moet druk en jou dwing om 'n keuse vir of teen Jesus te maak? Sal jy staan? Dink 'n bietjie daaraan. Sal jy staan? En dit my weer eens opnuut na die vraag laat kyk, wat beteken dit om vir Jesus te staan? In ons skriflesing 1 Petrus 4 vers 12 en 13 sê die apostel Petrus vir ons, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Nou, dis belangrik vir ons om te besef dat Petrus praat hier met wie? Met wie praat hy hier? Met die kerk, met Christene, wat werklik deur fisiese beproewings en lydings gegaan het. Nou, jy moet weet, dat vervolging vir die eerste kerk, na Jesus se hemelvaart, die eerste kerk se vervolging, was nie 'n opsie nie. Om vir Jesus te kies, het verseker beteken, dat jy teenstand sou ervaar. Soos Christus vir reg en geregtigheid gestaan het, en baie teenstand en beledigings en twis en stryd ervaar het, en selfs deur sy eie mense vervolg is, en hulle hom gekruisig het, so sê Petrus, is ook die pad waarop Jesus ons almal roep. Of althans, dis wat met 'n Christen sal gebeur, as jy werklik staan vir Jesus en sy woord. Nou, baie van ons moet erken, dat ons al so gewoond geraak het aan 'n gemaklike Christelike lewe, waar daar nie werklik enige eise in ons geloof gestel word nie, dat ons nie eers meer weet. Ek wil ons weet nie eers wat dit beteken om vir Christus te staan nie. Wat nog te sê vir hom te ly nie. Maar 1 Petrus 2 vers 21 sê vir ons, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. So vir Christene is daar een groot sekerheid. Net soos Christus vervolg en gelei het, net soos sy kerk deur die eeue vervolg en gelei het, so sal sy kerk in die tyd van die einde deur vervolging gaan. Dit gaan gebeur. Vir ons elkeen gaan en sal daar 'n dag kom, dat ons elkeen 'n besliste keuse sal moet maak vir dit waarin ons glo en voorstaan. En die belangrike deel, wat nie altyd vir ons sin maak nie, is dat dit tot ons eie voordeel is nie. Nou die geskiedenis bewys vir ons dat
vervolging en teenstand juis die kerk gesuiwer het en nader aan Jesus gebring het. Nou as ons na die eerste eeuse kerk kyk, weet net na die hemel, daai eerste eeuse kerk, was dit sekerlik die skoonste en die suiwerste kerk wat daar nog ooit was. Openbaring praat dit van die ruiter op die wit perd. Reinheid, skoon. God se kerk was skoon en rein en opreg. Want sien, wanneer jy Jesus in jou lewe aanvaar, hom as jou verlosser aanvaar, bring dit jou dadelik in konflik. En net so met hierdie eerste Christene, toe hulle vir Jesus aanvaar, het dit hulle in direkte konflik met die Romeinse regering gebring. Ek bedoel, net die naam Christen was genoeg rede dat jy gearresteer, gemartel en in meeste gevalle selfs gedood sou word deur die Romeinse regering. Nou die geskiedenis leer vir ons dat die eerste eeuse Christene is baie keer gearresteer en in die tronk gegooi, juis omdat hulle iemand anders as die keiser aanbid het. Keiseraanbidding was baie belangrik in daai tyd gewees. En die Romeinse keisers het dit afgedwing op die wreedste maniere. En wat gebeur het is, dat hulle het jou, as hulle Christus gevang het, al wat hulle van hom verwag het, hulle het hom gevat en hulle het van hom verwag om wierook vir die keiser te brand, of natuurlik een of ander Romeinse afgod. En al wat hy moes doen het, hy moes net die wierook in die brand steek en wierook offer vir die keiser. En as jy dit gedoen het, dan het jy nogal 'n brief ontvang, wat vir jou kwyt geskwel het, en dit vir jou moontlik gemaak het, om enige godsdiens van jou keuse daarna te kon aanbid. Wow! Jy moes net wierook brand, kry jy 'n briefie, wat sê jy kan nou enige godsdiens aanbid, selfs die Christelike godsdiens. Wow! Maar jy sien, dit klink dalk net na 'n klein opofferingkie, en daarna kan jy mos jou godsdiens beoefen. Maar vir die Christene van daai tyd, was dit 'n groot probleem, want dit het in werklikheid en direk beteken dat jy Jesus in jou lewe verloon het. Dat jy Jesus verloon het, of eintlik openlik verloon, hy wat sy dood vir jou op die kruis gegee het. En hulle het besef, die kwessie is nie net wat jy doen nie, maar ook wat ander mense jou sien doen. En daarom het baie Christene gekies om eerder direk vir Jesus te ly en self te sterf, as om Jesus te verloon deur net 'n bietjie wierook te offer. En daarom was daar nie skynheiliges in die vroeë kerk nie. Hulle was opreg en eg, en elke aspek van hulle geloof was prakties en lewendig, want ek bedoel, hoekom sou jy voorgee om 'n Christen te wees, as jy geweet het, dit gaan jou dood beteken? Of as jy geweet het, jy gaan gearresteer word, jy gaan ly, jy gaan gemartel word. En daarom was daar nie skynheiliges in die eerste kerk gewees nie. En die mooiste deel vir my, was ten spyte van ewige vervolging, het so baie mense nog steeds die keuse gemaak om Christene te word. Jesus deel van hulle lewens te maak en die Christelike pad te loop, ten spyte van die gevolge. Nou, vandag, in ons sogenaamde omstandighede, of gematigde omstandighede, dink ons baie keer, weet ons ly vir Jesus. Byvoorbeeld, ek het hierdie naweek baie erg vir Jesus gely, want ek kon nou nie my bier drink nie. Of ek moes sigarette opgee, of ek kon nie nou meer na al die klubs toe gaan saam met my vriende en die rappie gaan vier het nie. Ek het so gely vir Jesus. Nou,
Dink 'n bietjie. As Jesus jou vra om van sekere dinge op te gee, wat in elk geval sleg is vir jou en tot jou nadeel is, ly jy? Nee, jy sien, as Petrus hier van ly praat, is dit letterlik om totaal onregverdig behandel te word, omdat jy staan vir die beginsels in God se woord en vir dit wat reg is. Nie omdat jy verkeerd gedoen het nie, maar juis omdat jy die regte dinge doen ten spyte van hoe jy behandel word. En Jesus beloof ons nie 'n gemaklike, rooskleurige lewe wanneer hy ons vra om vir hom te kies nie. Inteendeel, Johannes 16 vers 33 sê Jesus vir ons, in die wêreld sal julle verdrukking hê. In hierdie wêreld sal jy as 'n Christen verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Nou daar is 'n groot prys om te betaal wanneer ons werklik Jesus kies in ons lewens. Maar die beloning is verseker die moeite werd en niks. Ek bedoel niks kan in werklikheid opweeg met die alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid wat God vir ons berei het, sê 2 Korintiërs 4 vers 17 vir ons nie. Jy weet, wanneer ek met die verhale van die hervormers gekonfronteer word, vul dit altyd my met bewondering en ontzag. Nou die gees van profesie en Fox Books of Martyrs vertel ons die angswekkende verhale van mense wat werklik bereid was om op brandstapels doodgebrand te word vir hulle geloof. Nou die Romeinse kerk wou ten alle koste die hervorming stuit, in sy skoene vernietig. En daarom het hulle almal wat teen die kerk, die sogenaamde katholieke kerk gelabeleer het, verdoem op brandstapels. En die interessante deel is, dat baie keer, net voor hierdie protestante in die brandstapels in die brand gesteek is, het hulle vasgemaak in 'n paal, al die hout om hulle gepak, en dan was daar gewoonlik 'n priester daarby, en dan net voor hulle die vuur aansteek, te staan met die fakkel om die vuur aan te steek, dan vra die priester net vir hierdie ou, do you recant? Do you recant? En as hy sê, ja, dan maak hulle hom los en hy kan gaan. Maar as hy sê, nee, gooi die fakkel en die vuur word aangesteek. En dit klink so eenvoudig, do you recant? Ja of nee? En ek vra myself, as ek, taf die ander mense, maar as ek op 'n brandstapel geplaas sou word vir my geloof, sal ek bly staan? Sal ek bly staan? Jy sien, dit is net God wat 'n opregte hart in sulke omstandighede die krag kan gee om te bly staan. En die wonderlike deel is, hoe meer hulle die protestante op die brandstapels verbrand het, hoe meer het die hervorming versprei, hoe meer het dit gegroei, en hoe meer en meer mense het Jesus as hulle verlosser aangeneem en deel gemaak van hulle lewens. Hoe werk dit? Ek bedoel, hoe werk dit? Hoe gebeur dit dat dit wat die duiwel doen om juis God se woord te vernietig, God kan gebruik om die evangelie te verkondig, om te versprei, dat dit net nog groter kan word, om dit suiwer te kan word. En hier is in werklikheid 'n lewensbeginsel in opgesluit. Jy sien, wanneer jy iemand sien wat bereid is om dood te brand vir dit wat hy in glo, wanneer jy dit sien, al dink jy daai ou is stupid man, al dink jy hy is van sy kop af, al dink jy hy is
totaal onnosel. Ek bedoel, hoekom wil jy doodbrand vir wat jy in glo? Al stem jy nie saam met dit nie, maar as jy dit sien, ek bedoel, as jy sien dat hierdie ou is bereid om sy lewe te gee vir dit wat hy in glo, dan moet daar mos iets in wees. Daar moet iets in wees. Daar moet iets diepers in wees waaraan hy vashou. En dit het die saad geword wat aan mense se harte geplant is en deur die Heilige Gees ontkiem het en gegroei het sodat hulle ook die geloof aangeneem het. En daarom was nog geen Christen se lyding en dood, al het dit op daai stadium hoe sinneloos en hoe nutteloos gelyk, ooit doelloos gewees nie, want dit het saad geword in ander mense se harte, wat geplant was en later sou ontkiem. En daarom is geen lyding wat God ons toelaat om vir sy naam en eer te ly, doelloos nie. Dit is nooit doelloos nie. Mense lag dalk vir jou by jou werk, as jy staan vir Christelike beginsels. As jy onder geen omstandighede wil toegee en God se heilige dag erken en bely, en hom as jou skepper eer, en hom nie wil ontheilig nie. Ek dink mense lag dalk vir jou. Hulle praat dalk selfs agter jou rug. Maar as jy werklik staan vir dit wat reg is, word daai ondervindings saad, wat die Heilige Gees in mense se harte saai, wat dalk selfs jare later kan ontkiem. Dis net, sal jy staan? Sal jy staan? Ons is in werklikheid nog bevoorreg om in totale vryheid te kan aanbid en die Sabbat te kan heilig sonder dat ons eintlik enige groot opofferings moet maak. Maar as jy jou Bybel lees, dan weet jy, dit gaan kom. Die dag gaan kom dat jy en ek groot keuses gaan moet maak vir dit wat ons glo reg is, wat natuurlik sal bewys dat jy dit werklik glo. 'n Keuses wat ons dalk gaan laat uitstaan soos 'n seer duim. Maar as die kerk nie nou vir jou belangrik is nie, as jy nie nou eers getrou kan staan vir dit wat reg is en die Bybel ons leer nie, hoe gaan jy dan staan? Hoe gaan jou kinders staan as jy nie nou as 'n voorbeeld kan staan nie? Hierdie tye waarin ons deesdae leef is in werklikheid genadige tye waarin God ons geloof wil versterk sodat ons sal staan die dag as daai velse toets kom. Dit is die klein opofferingkies wat ons nou elke dag maak. Die keuses wat ons nou maak, die klein keuses wat ons nou maak, wat in werklikheid ons voorberei vir die groot vuuroond van beproewings wat verseker gaan kom. As jy Jesus toelaat om jou nou vas te hou en te lei in die klein dingetjies, sal hy jou ook dan vashou en lei in die groot dinge wat die duiwel oor jou paaie gaan bring om ons geloof te vernietig. Weet, ek kan nog goed onthou as jong student, het die studente, kan nie onthou wie hulle eens mee was nie, maar klompie studente het een Vrydag aand vir Sabbat opening, het hulle 'n toneel opgevoer.
Dit was maar so 'n skiet. Jy ken so 'n skiet. Die studente het so 'n dingetjie opgevoer van die vervolging van die eindtyd. En ek kan dit net nie vergeet nie. Dit het so 'n indruk op my gemaak. Dit was net so 'n eenvoudige opvoeringkie gewees van die vervolging in die eindtyd gewees. En daar was, ek onthou daar was 'n regter gewees, dan was daar 'n verdedigende advokaat en dan natuurlik was daar 'n aanklaer en dan was daar 2 Adventiste wat oor hulle geloof aangekla is en natuurlik die doodstraf as hulle skuldig bevind is. En vir die eerste man was dit eintlik 'n vinnige aanklag en 'n veroordeling. Want al die bewyse was daar dat hy die Sabbat heilig gehou het, dat hy die Christelike lewe voluit gelewe het en hom geself gegee het vir Jesus en dit wat hy geglo het. Dit was maklik, net 'n vinnige veroordeling, skuldig, gaan tereggestel word. Maar die punchline het gekom met die tweede Christen. Want alhoewel hy herken het dat hy 'n Christen is, en hy was bereid om te sterf vir sy geloof, kon daar geen oortuigende bewyse gelewer word wat genoegsaam sou wees om hom te veroordeel nie. Maar het hy gesê, ek gaan kerk toe so af en toe, ek lees my Bybel en ek bid, hoe kan julle sê ek's nie 'n Christen nie? Maar daar was nie genoeg bewyse nie, om hom te veroordeel nie. Met die gevolg, hy is tot sy eie skok vrygelaat, terwyl die eerste Christen tereggestel is. En ek het myself afgevra, as ek moet aangekla word vir my geloof, as ek in die hof moet tereg staan vir dit waarin ek glo, sal daar genoeg konkrete bewyse wees om my skuldig te bevind as 'n ware Christen? Sal daar werklik genoeg bewyse wees daarvoor? En waarop dit neerkom, mense sien nie wat jy in jou binnekamer doen nie. Maar hulle sien wel wat jy in jou buitekamer doen. Dit wat ek by die werk doen, by die wêreld doen, by die gym doen, by die winkel doen en veral tussen ander mense, getuig die sterkste wie en wat ek werklik is. Wat werklik in my hart is. En mense sal my daarvolgens oordeel. So die lewe wat werklik tel daar buite, is nie so seer wat ek in my binnekamer en in die kerk beoefen nie, maar die lewe wat ek daar buite lewe en ander kan sien. Om te staan vir Jesus beteken om veral te staan daar waar my lewe gesien kan word en natuurlik betekenis het. Ek wil graag vir u 'n kort videoklip speel, wat die laaste ruk natuurlik baie op sosiale media gesirkuleer het. Nou die meeste van julle het dit sekerlik al gesien, maar tog is dit 'n kragtige teregwysing vir ons wat gemaklik in die kerk sit teenoor ander wat werklik vervolg word vir hulle geloof. Dit is so 4 minute. Kom ons deel gou saam met u. Let me finish with this story. We go to China from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet in the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me?
They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. And I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles and I passed them out. Obviously, 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1 and we're going to read it. And just then, one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway. And as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break and I said, you recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize so many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? She said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America, and you guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become just like you. Sure. Ons het so gemaklik geword in ons eie geestelike gemakzones. As daar so iets is soos 'n geestelike gemaksone, die oomblik as jy gemaklik raak met jou Christelike ondervinding, loop jy op dun ys. Ons hou daarvan, jy weet, om vir ons bakens te stel waar tussen ons veilig en gemaklik kan aanbid. En maak nie saak wat gebeur nie, Here, moet asseblief net nie dat ek uit my gemaksone geruk word nie. Maar dink 'n bietjie, as Jesus moet kies tussen jou gemak of jou ewige verlossing, wat gaan hy kies? Wat gaan hy kies? Daarom sê Jesus vir ons, maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Mag Jesus ons help. Mag Jesus ons genadig wees, dat ons nooit geestelik
gemaklik sal raak in hierdie lewe nie, maar dat ons elke dag sal opkyk na die kruis en werklik wat besef wat het Jesus se verlossing vir ons gedoen en dat dit so in ons lewens sal invloei en beïnvloed dat ons elke dag vir Jesus sal staan in die klein dingetjies, sodat ons ook sal kan staan die dag as die groot dinge kom. Sal jy staan? Amen. Amen. Onse wonderlike Here Jesus. Baie dankie dat U vir ons elkeen die grootste prys betaal het wat 'n God kan betaal. En Here, dat U nie net vir ons hierdie prys betaal het nie, maar dat U die volle pad vir ons geloop het. En tog, dankie dat U ons elkeen ook op hierdie pad roep. Maar Here, ons moet erken dat ons het eintlik gemaklik geraak in ons geestelike lewens en selfs in ons aanbidding. Here, ons is so gemaklik dat ons nie eens weet meer wat ons werklik glo nie. Wat nog te sê, te staan daarvoor. En ons wil vra, Here, dat U ons sal help. Soos U nog altyd U kerk gehelp en bygestaan het, om eerstens eg en opreg hier binne ons te word. En ja, al verg dit vervolging, om dit te bereik, dat ons daardeur gesuiwer sal word. Here, dat U ons sal help om elke dag vir die klein ou dingetjies te staan, sodat die dag wanneer die groot dinge kom, dat ons ook dan sal staan, want U sal ons help omdat ons die klein dingetjies voorberei is. Hou ons geloof sterk, Here. Fokus ons op die kruis elke dag en help ons om te staan in die klein dingetjies, maar ook in die groote, want U is ons God. Ons bid dit in ons Jesus se naam. In Jesus naam sê ons dankie daarvoor. Dankie Jesus. Amen.